Die volgende insetsel is verpak vir Radio Fynbos deur Nadine Karsten van Viva Afrikaans. Nadine is 'n onderwystaalkundige by Viva Afrikaans en sy toer met taal weekliks net hier op Radio Fynbos. Goeiedag almal. Vandag kyk ons na die stryd tussen die gebruik van moet nie en moenie in die ontkennende vorm. Is slegs jy moenie vandag detensie sit nie aanvaarbaar, of is jy moet nie vandag detensie sit nie ook korrek? Kom ons kyk eers na die skoolreëls. Die Mind the Gap hersieningsgids wat deur die Departement van Basiese Onderwys beskikbaar gestel is, beskryf moet nie in die ontkennende vorm as onaanvaarbaar. Insgelyks word in skoolhandboeke soos Piekfyn Afrikaans en Viva Afrikaans aangedui dat 'n opdrag, byvoorbeeld antwoord jou selfoon, slegs met moenie ontkennend gemaak kan word. Dit wil sê, moenie jou selfoon antwoord nie. Die Platinum handboek verwys wel na die gebruik van moet nie in die ontkennende vorm, maar dan slegs wanneer asseblief of tog in die positiewe vorm van die sin gebruik word. Byvoorbeeld, pluk asseblief 6 avokadopere, wat dan herskryf kan word as moet asseblief nie 6 avokadopere pluk nie in die ontkennende vorm. Geen eksplisiete motivering vir hierdie skoolkonvensie kon in die geraadpleegde bronne gevind word nie. Dit is wel opvallend dat dieselfde voorkeur vir moenie reeds in ouer skoolbronne aangetref word. In ons moedertaal vir standaard 7 en 8, wat in 1970 verskyn het, word byvoorbeeld aangedui dat die ontkennende vorm jy moenie ry nie korrek is, sonder vermelding van jy moet nie ry nie as 'n moontlike alternatief. Die voorkeur vir moenie het dus 'n lang geskiedenis in die Afrikaans skoolgrammatika. Maar is dit nie dalk tyd dat hierdie skoolkonvensie aangepas moet word nie? As ons na huidige gesaghebende woordeboeke kyk, word moet nie geensins afgekeur nie. In teenstelling met die skoolhandboeke gebruik hierdie bronne dit gereeld in voorbeeldsinne. Luister maar gerus na die volgende voorbeelde. In die handwoordeboek van die Afrikaanse taal word geskryf, so iets moet nie toegelaat word nie. In die verklarende Afrikaanse woordeboek word die voorbeeld gegee, van kinders moet nie te veel verwag word nie. En selfs in skoolwoordeboeke vind ons dit. Die Pharos Junior tweetalige skoolwoordeboek gee die voorbeeld, vir hierdie oefening moet jou rug nie gebuig wees nie. Alhoewel sommige woordeboeke soos die Pharos Senior tweetalige skoolwoordeboek ook die asseblief vorm gebruik, soos in jy moet dit asseblief nie oorvertel nie. Bewys die vorige voorbeelde dat moet nie op sy eie as 'n volwaardige en korrekte konstruksie erken word. Nou, die woordeboek van die Afrikaanse taal, oftewel die WAT, merk moet nie as minder gebruiklik. En ek het met Dr. Gerda Orendaal, mede-redakteur van die WAT, hieroor gesels. Sy verduidelik dat die toekenning van hierdie etiket bloot op gebruiksfrekwensie in geskrewe korpora. Dit wil sê die versameling van geskrewe tekste gebaseer is. In hulle interne korpus, wat van voor die 1900s tot vandag strek, het sy byvoorbeeld 1121 trefslae vir moet nie, maar meer as dubbel soveel, 2867 trefslae vir moenie gekry. Die minder gebruiklik etiket hang dus glad nie saam met moet nie, wat taalkundig verkeerd is nie. Dit is slegs die gevolg daarvan dat dit minder gebruik word. Dr. Gerda Orendaal verwys na een moontlike rede waarom moet nie minder as moenie gebruik word en gevolglik hierdie etiket in die WAT kry. Sy sê,
As iets byvoorbeeld vir lank op skool as verkeerd aangedui is, gaan 'n mens mettertyd sien dat daardie woord of spelvorm minder in geskrewe tekste voorkom. En omdat hulle meestal net tekskorpusse het om mee te werk, gaan die resultate dus dikwels skeef getrek word in die rigting wat die skryftaal neig, en wat onder die invloed van die standaardtaal en normeringsbronne staan. As jy nog nie oortuig is nie, kan jy na die Afrikaanse woordelys en spelreëls gaan kyk. Daarin gebruik die Taalkommissie self die moet nie konstruksie, soos blyk uit die volgende aanhaling uit hierdie bron. Vakname word in die woordelys slegs met 'n klein letter aangebied, maar 'n vaknaam wat met 'n hoofletter geskryf word, moet nie as 'n fout beskou word nie. Selfs in gesaghebende taalkundige bronne bevestig dat die ontkennende vorm moet nie 'n gevestigde en korrekte konstruksie in Afrikaans is. Prof Bertus van Rooi gebruik in sowel kontemporêre Afrikaanse taalkunde as Afrikaans linguistics contemporary perspectives voorbeelde soos julle moet nie op julle lauwere rus nie en as jy geval het, moet jy nie bly lê nie, en beklemtoon dat sy beskrywings op werklike taalgebruik gegrond is. Nou die feit dat hedendaagse woordeboeke, normeringsbronne en taalkundige beskrywings steeds voorbeelde van moet nie bevat, bewys dat die konstruksie nie taalkundig verkeerd is nie. Ons kan hoogstens aanvoer, soos blyk uit my gesprek met Dr. Gerda Orendaal en die inskrywing in die WAT, dat moet nie minder gebruiklik as moenie is.